Goeiemôre. Jy luister na die 68ste oordeenking in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend: die wetenskap van die gewoontesiklus. Vir sommige mense voel gewoontes na 'n beperkende onderneming, 'n vasval in die siklus van verveling, oor en oor dieselfde ding. Maar goeie, positiewe kerngewoontes gee eintlik vir 'n mens groot vryheid. Sonder gesonde finansiële kerngewoontes sal iemand maklik in skuld verstrik raak of nalat om betyds genoeg weg te sit vir hul ou dag. Sonder gesonde eetgewoontes sal iemand energieloos en ongesond leef. Sonder goeie leergewoontes raak jy gou agter. Dink nou maar terug aan die oordeenkings wat ons oor die 11 dryfkragte van gesonde breinfunksionering geleer het, of optimale breinfunksionering. Indien ons kerngewoontes daarvan maak, sal ons die vrugte daarvan pluk. Die skrywer van Atomic Habits verduidelik dat daar in werklikheid 'n wetenskaplike verklaring is vir hoe kerngewoontes ontstaan. Hy noem dit 'n proses wat in 4 fases verdeel kan word. Ek noem dit eers in Engels: cue, craving, response, reward. In Afrikaans: 'n leidraad, 'n hinkering, 'n reaksie en 'n beloning. Met 'n cue, wat ons kan vertaal met leidraad of wenk, bedoel hy dat daar 'n aanvanklike gebeurtenis is wat die brein laat reageer. Dink maar daaraan toe jy klein was en jy hoor die roomhuiskar se liedjie oor die luidsprekers van ver af deur die strate aanbeweeg kom. Dit het dadelik 'n craving, 'n hinkering by jou veroorsaak. Dink aan daardie oomblik wat jy die televisie aansit op kanaal 201 en op daardie oomblik begin die lewendige uitsending op Loftus en jy hoor die skare wat op hulle voete is. Of die alarm wat in die oggend afgaan. Dis nie maar net 'n geluid nie, maar dit sit 'n hele kettingreaksie op loop. Die reuk van brood aan die oorkant van die straat. Wat belangrik is van hierdie leidraad, is dat dit die verwagting skep van 'n beloning. As jou wekker afgaan om te gaan draf, leef jou brein in die verwagting van die dopamien-inspuiting wat jy gaan kry, die vars lug deur jou longe en die oop pad wat voor jou lê. Die reuk van vars brood van die oorkant van die straat af laat jou alreeds die beloning antisipeer van die smaak van daardie vars brood. Die volgende fase is craving of hinkering. Dit is die motiverende krag wat agter elke gewoonte lê. Sonder die een of ander motivering of hinkering is daar vir ons geen gronde op te tree op die leidraad nie. Geen motivering om te reageer op die leidraad nie. Wat 'n mens wesenlik begeer is nie die kerngewoonte self nie, maar die verandering wat dit meebring. Neem 'n slegte gewoonte soos rook. Dis nie die sigaret wat iemand begeer nie, maar die gevoel van verligting of ontspanning wat dit meebring, of wat hulle ten minste dink dit meebring. Niemand begeer die gevoel van 'n 2 by 1 cm borsel wat ongemaklik in jou mond rondskrob nie, maar jy hinker na die lekker vars gevoel in jou mond. Of minstens hinker jy daarna om nie gou weer in die tandarts se stoel te sit met jou oë toegeknyp en natgeswete handpalms, terwyl inspuitings, bore en sluipers geweld pleeg in jou mond nie. Agter elke hinkering is die begeerte dat jou binnekant verander word. Jou emosies, die gevoel wat deur jou liggaam spoel. Jy hinker nie na ure se harde leerwerk nie, maar die gevoel van bevrediging as jy selfverseker die antwoorde neerskryf en die beloning daarna wanneer die rapporte uitgedeel word. Die derde fase in kerngewoontevorming is die respons. Die respons is die kerngewoonte self, die reaksie. Of 'n mens reageer op die leidraad, hang af van hoe gewillig jy is om daarop te reageer. En tweedens, of dit vir jou moontlik is om daarop te reageer. As dit meer fisiese of geestelike inspanning verg as wat jy bereid is om te gee, dan doen jy dit eenvoudig nie. En jou onvermoë kan of werklik wees, of 'n persepsie. Indien jy voel, indien jy glo dat jy nie die vermoë het nie, sal jy dit nie doen nie. 'n Kerngewoonte kan slegs begin word indien iemand die wil
en die vermoë het om dit uit te voer. Die laaste fase van die vorming van 'n kerngewoonte is beloning. Die beloning is die einddoel van ons kerngewoontes. Beloning bevestig aan ons dat ons die leidraad reg geïnterpreteer het, dat ons hinkering in die kol was en dit die moeite werd was om te reageer in terme van die beloning. En ons brein is besonder goed daarmee om belonings te erken en die herhaling daarvan na te streef. Die leidraad gaan oor die waarneming van 'n beloning. Sonder die aanvanklike leidraad sal die gewoonte nooit ontstaan nie. Tweedens, die hinkering gaan oor die soeke na beloning. Sonder die hinkering is daar nie genoeg motivering om te begin nie. Die respons of reaksie gaan oor die bereiking van 'n beloning. Indien 'n mens se reaksie nooit 'n beloning meebring nie, sal elke persoon die respons, die reaksie ophou doen. Met die laaste stap, die bereiking van beloning, is wat James Clear noem die feedback loop of die gewoonte siklus voltooi. Dit word nou 'n selfonderhoudende stelsel wat dit vir jou moontlik maak om outomaties hierdie aksies en gewoontes uit te voer, sodat jy aandag kan skenk aan 'n volgende aspek van jou lewe. En dit is die wetenskap van die vorming van 'n kerngewoonte. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dink onwillekeurig aan al die voorskrifte en bepalinge wat U vir ons in die Bybel gee. Ons besef vanmôre dat U dit nie vir ons gee as 'n straf of 'n beperking op ons lewens nie, maar ter wille van ons geestelike welstand en die vorming van ons karakter. Help ons, Here, om onderskeid te tref tussen dit wat ons vernietig en dit wat ons vorm. Geef vir ons die moed en die vermoë om slegte gewoontes af te leer, vir altyd te verwerp. En onderrig ons in U weë, o Heer, dat ons kerngewoontes kan aanleer, wat vir ons heilsaam, heilig en goed is, ook vir die mense rondom ons en die wêreld waarin ons leef. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.